Goeienaand aan almal. Baie welkom vir elkeen wat nog inskakel en wat nog gaan inskakel. En dis my voorreg dat ons vanaand vir die derde les kan ontmoet. En ek glo julle het die koue weer getrotseer. Dit was 'n uitdagende dag gewees tot dusver in baie areas in. Vanaand ook is taamlik koud, Maar baie welkom aan almal. Ek glo u gaan die tyd saam geniet, né? Amen. So, kom ons open met gebed eerstens. En ek maak dit seker dat ek niemand gemis het, dat ek almal gegroet het. Ja, ek het almal gegroet. Indien u saam met die eggenoot is of die eggenoot is saam met u of u familie saam met u, baie welkom ook self. Dis lekker om julle hier te hê, né? So, kan ek vra dat iemand vir ons open met gebed? Laat ek vra vanaand, Pastor Zelna, wil u nie vir ons open met gebed vanaand asseblief? Apostel. Vader, in die naam van Jesus, nader ons die troon van genade. Here, ons kan nie vanaand vir u dankie sê vir hierdie geleentheid, Here. Hierdie voorreg wat ons het, Here, om weer eens in die teenwoordigheid te wees met koning. Here, baie dankie, Here, dat ons weet dat Jehovah is in ons midde met koning. Dankie, Here, dat ons weet, Here, dat u is getrou, Here, en daarom, Here, sal u ons leer, u sal ons help in hierdie stukkie met koning. Vader, ek wil vra, Here, dat u vir hom wat ons sal lei, my koning, sal help, Here, dat u hom insit en wysheid sal gee, my God, om ons te leer aangaande die woord van u, my koning. Ek wil vanaand, Here, dat die gees van God sal beweeg op hierdie platform, Here, en dat elkeen van ons sal verstaan vanaand, wat ook al ons gesê word, my koning. Baie dankie, Here, vir die Heilige Gees se teenwoordigheid. Dankie, Here, vir elke familielid wat ingeskakel vanaand, Here. Dankie, Here, dat ons dit kan doen ter verryking en verering van u naam, Here, om u naam groot te kan maak, my koning. Here, dat ons weet, my God, Here, as ons die leer nie, Here, sal ons ook ten gronde gaan, my koning. En daarom is dit vir ons belangrik, Here, om ons te help, my God, met die pad vorentoe, Here, baie dankie, Here. Elkeen vanaand wat teenwoordig is in Jesus se naam. Amen. Mighty God. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Nou, dierbares, kom ons gaan gou net weer in, ons dig 'n bietjie in, dat ek vir elkeen gou 'n kans gee, vir elke inskakelaar wat ek sien vir Pastor Zelna, noemnaam daar is Getreda Jonk. Ek sien vir Pastor Errol daar so as Errol Boltney. Ek sien vir broer Brandon as Brandon Arendse, en ek sien vir Statali as Statali Williams en myself as Jubilee Ministries. So kom ons begin gou by Pastor net een aspek. Wat is u verwagting vanaand? Ons gaan nog praat oor die fundament van die woord, maar wat verwag jy vanaand? Wat wil jy leer graag, né? Kom ons gee gou vir u 'n kans. En dan, ek gaan sommer by Pastor Zelna beginne. Sy is eerst op die lys, sommer daar so op die skerm. Ja, goeienaand, dierbares. Ek is vol verwagting, apostel, vir wat die Here verder met ons gaan praat. As ek dink aan die afgelope 2 weke wat ons aan was, en kan ek net sien dat die Here elke keer vir my iets nuuts leer, iets nuuts byvoeg. En ek sien uit na hierdie sessie van vanaand, om weer iets nuuts by die Here te kan hoor. Dat is vir my belangrik, dat ek kan leer, en dat ek dit kan gaan toepas, apostel. Amen. Awesome stuff. My man is ook hier, apostel. Wonderful. Goeienaand, Pastor Marius. Pastor Marius. Goeienaand, apostel. Goeienaand, Pastor Aaron. Elke broer en suster wat ingeskakel is. Dit gaan nie so goed met my, ek het baie pyn, maar ek gaan luister aan wat daar vir my gesê word, die woord van die Here uit, en wat apostel vir my gaan op vir ons gaan sê en vir ons gaan leer. My ore gaan gespits wees, maar eintlik is ek is baie onder pyn, so ek gaan aandagtig luister. Baie dankie. Ja. Baie dankie, Pastor Marius. Ons gaan ook bid, soos iemand gaan bid later vanaand ook
vir die dierbares wat so siek is en van ons mense wat inskakel, vir mense wat luister van verskillende kerke ook self wat gaan inskakel. Daar's mense van verskillende kerke wat inskakel letterlik op die recordings wat ons opsit. Mense sê vir my hulle geniet dit, hulle het nogals dit geniet om te luister na die Bybelstudie wat ons aangebied het en hulle vind dit insiggewend en dit het gehelp. So ons bid vir daai mense ook vanaand, ons gaan bid spesifiek vir mense ook wat spesifiek werke nodig het, wat spesifiek siektes het en dat die Here regtig vir ons help. Ek my liggaam was baie seer gewees ook. Ek vertrou die Here vir volkomme genesing want ons gaan in hierdie gospel outreach event in Saterdag en ek moet môre reg wees. Ons moet môre die musiek reg sit. Ons moet oefen môre. Ek moet reg wees. Ek kan nie gaan sê maar ek is nie reg nie. Ek moet help dra, ek moet help opset. Ons moet die Here regtig vertrou. So ons gaan vir u insluit in hy gebed, Pastor Marius, né? Maar baie dankie dat u hier is. Pastor Errol, ek sien u is tweede op die lys. Ja, apostel. Ja. Apostel, al wat my hart se begeerte is dat ek, ja, meer spesifiek ek, dat ek gewoon 'n rig word deur die Heilige Gees en dat ek daaruit kan leer. Wonderful. Baie dankie Pastor Errol. Ons beweeg aan broer Brandon. Ja, goeienaand apostel. Goeienaand, ja, broer. Ja, ek wil net leer vanaand apostel en ek wil dit net kan toepas in my lewe in. So ja, dis wat ek vanaand verwag apostel. My vrou is ook hier apostel. Goeienaand Suster Candy. Andy Wares. Ek was nog nie deel van die eerste 2 sessies. Ek was 1 week siek en ek dink ek het gewerk, maar in elk geval. Ja. So vanaand is ek hier om net ook te leer. Ek kom besef dat ons kan nooit sê, maar ek ken nou alles of ek weet nou alles. Daar's altyd iets nuuts wat ons moet leer of kan leer en ook om haar diepte. Om regtig diepte in God te kan kry en ook vir my wat dat dit vir my sal help met my wandel. Met God, maar ook waar ek beweeg. Amen. Awesome. Baie dankie Suster Candy. En broer Brandon, ons waardeerlik. Suster Tally, ek sien u is nog daar. As u kan u is ingeskakel. Wil u vir ons ietsie sê? Wat is u verwagting vanaand? Okay, ek sien nou niks beweging verder daar nie. So dierbares, kom ons beweeg aan. Sou sy in beweging kry op haar mikrofoon, dan kan ons dit weer gee kans gee. Maar kom ons gaan gou in die woord van die Here eerstens. Die woord van die Here praat met ons in Hosea 4 vers 6 en dit sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Dit is die tweede, as ek reg is, die tweede les wat ons gehad het. En ons het baie sterk gepraat rondom dit. En ons gaan vanaand so 'n bietjie dieper in dit beweeg oor 'n paar aspekte van hoekom gaan die volk nog verder ten gronde en hoekom is daar so 'n gebrek aan kennis? Wat is aan die gang? En ons gaan probeer kyk na van die aspekte. So as ek vir u nou moet vra vanaand, as jy een ding kan noem, net een ding, want ek meen daar's baie goed wat ons kan noem. Wat dink jy gee aanleiding en u kan die mics oopmaak, ek het nie 'n probleem nie. As daar niks ander noises nie, dan kan jy die mic oopmaak en u kan praat met ons. En wat dink jy dra by of is 'n bydraende faktor tot daardie gebrek aan kennis in die kerklewe, in die Christense lewe, in die gelowige se lewe? Ek hoor graag van u kant af. Baie dankie. Kan ek maar praat apostel? Diebares, u kan maar praat hoor, asseblief. U kan nie vir my, u hoef nie my te vra nie. As ek oopgemaak het, dan kan u begin hardloop met dit, né? U is welkom. Okay. Apostel, ja, ek reken gebrek aan kennis
wil ek graag dit so stel, swak in geloof. Die geloof is van so 'n aard dat is so swak dat die persoon of wat ek sê of persone sien nie juis regtig die hand van God beweeg nie. En daarom te meer raak die belangstelling al hoe minder en minder aan bywoning en dienste, bestudering van die woord en so meer. So dit is maar my opinie op ons. So jy sê swak geloof. Swak geloof, ja. Okay. Daardoor aanleiding gee tot minder belangstelling. Okay, so swak geloof, minder belangstelling. Dis twee verskillende goed, né? Ja. Maar dis fyn. Alright, enigiemand anders? Baie dankie Pastor Errol, baie insiggewend en baie belangrike feite. Ek dink apostel aan ons leefwyse. Soms is ons besig om regtig aandag te gee aan die woord van die Here. En ons hardloop net van alles moet vinnig gaan. En ons vergeet om stil te kom raak. So ja, dit is wat ek dink apostel. As ek mag vra, praat jy meer Pastor Zelna van om te konsentreer op die woord? Ja, apostel. En om regtig stil te gaan raak, stil te sit. Jy is so besig met al die ander dinge, jou huis en jou kinders en die kos en whatever. Dat jy die tyd in jou dag gereep om tyd te maak vir die woord. Okay, so min konsentrasie en dan min tyd, jy het nou twee goed genoem. Min tyd in die woord. Okay, so konsentrasie op die woord, min tyd vir die woord, né? Okay. Enigiemand anders? Baie dankie Pastor Zelna. Dis definitief waardevolle feite wat een Pastor Errol nou genoem het. Niemand anders sien? Enigiemand anders? Niemand nie. Laat maar. Nee. Ek moes iets gesê het. Maar jy nou Wat sê Pastor Errol? Nee, dan is jy op ons like sukkel om die screen weer weg te kry, het op ongeluk jy aan 'n ding geraak hierso. Okay, no problem. Die skerm my kom sê. Okay. Alright. So ek wil graag 'n skrif vir u gee vanaand. En ek wil graag hê ons moet begin inzoom op 'n paar goed. Ek gaan vir jou video ook wys. En dan wil ek graag vra dat u net kyk na wat praat hierdie skrifgedeelte. Want dit is een van die groot bydraende faktore. En ek wil dit eintlik opsom in hierdie skrif en wat u basies nou gesê het, van julle gesê het nou. So as u Bybel sê, kom ons blaai na Hebreërs 5 toe asseblief. Hebreërs hoofstuk 5. Ek gaan dit in Engels lees, natuurlik. En ek wil net die skrifgedeelte kry. Hebreërs 5. Vers 11. Is iemand daar? Ja, apostel. Okay. Kan u vir my vers 11 lees asseblief? Dan gaan ek hom in Engels lees. Waaroor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar. Omdat julle traag geword het om te hoor. Okay. Dis vers 11. Die bares, dankie Pastor Errol. As jy daai een gedeelte vat, wat sê dit vir u? Kom ons praat, ons gee gou ander mense 'n geleentheid voordat Pastor Errol het die skrif gelees. Ek wil gou ander mense 'n geleentheid gee om net gou iets insaag te lewer. Dan gaan ek vir u kans gee weer. Okay, enige iemand wat ons iets wil sê oor daai eerste skrif, oor daai eerste frase wat daar deurkom.
die persoon wat hier praat is apostel Paulus wat geïnspireer is deur die Heilige Gees om dit te praat, en dit word aan die Hebreëse gelowiges daar in geskryf in hierdie verband en ons glo dat hy skryf hier aan die gelowiges, hy skryf hier in die kerk, en hy praat nou met hulle, en hierdie skrif kom baie sterk na vore. As daar enigiemand wat iets wil sê, Pastor Errol, jy kan maar ook gaan as hy moet, want ek sien nou niemand se hand is op, of niemand wil iets sê nou nie, lyk my. Ja, apostel, die skrif sê dat daar baie is wat ons nog moet leer, maar ons is traag om te luister, so ons wil nie altyd luister nie, miskien ons wil nie luister nie, maar ek dink pas ons ja, net ook gepraat van ons fokus. So, ek dink die fokus en die feit dat ons is traag om te luister, ons wil nie, soms is ons nou so gewoon, nee, ek doen dit so, of dat so ek het ken, en ek wil nie nuwe idees, maar soms wil die woord, die Heilige Gees wil ook iets niets, of die prediker wil ook die skrif vir jou net meer oopmaak, maar jy het nou al klaar jou konsep van, nee, dis hoe ek het ken, so nou as jy toe om verder te luister, en die persoon, en hy, Paulus sê hier, nog baie om vir julle te sê, so dat is baie wat ons nog moet leer, maar soms, nee, ek weet nou klaar, dat so nou stop ek daar, en dan is het dat ek reg verder, of ons hoor, maar ons neem het nie regtig in nie. Ja. Baie dankie Sister Candy, dit is so powerful wat jy sê. As daar nog iemand wat iets wil bysê rondom dit, van 'n ander angle af, van 'n ander gevoel af, van 'n ander konsep af. Ek dink Sister Candy het dit baie mooi opgesom, apostel. Niemand anders met 'n ander idee nie. Nou, kom ek gee gou vir julle iets hier so rondom dit. Kyk gou hoe hy woord traag, né? As jy gaan na die Hebreëse taal toe, vertraag. Dit praat van dal, sluggish, en dis letterlik wat dit sê. Lui, lazy. Hoor die woorde. Lui. Dit het my nogal baie opgeval. Toe ek op die Griekse woord gaan kyk daarso vir dal, vertraag. En ek het gedink traag was net in die gevoel van ek het moeg geraak. Maar hy kom spesifiek en hy sê letterlik die woord kan vertaal word daarso as lui. En dit het my baie laat dink aan hoe versigtig ons moet wees rondom wat ons doen. So as ons moet sê, omdat julle lui geword het, hoe gaan julle dan interpreteer die bares? Wat gaan julle dan sê? Ja. Dan weet ek sê, traag met die agterapostel. Nee, nog nie. Die woord word ook gebruik as, hoor mooi, die Griekse woord kan ook geïnterpreteer word as stupid, dal, slothful, traagheid, soos jy nou noem. Traag my in die agteruit. So as ons die woord moet insit daarso, en sê, lui, traag my in die agter, hoe gaan ons dan praat rondom dit? Wat gaan ons vir onsself sê? Ek hoor gou wat u te sê het, die waar is. Dit raak nog gevaarlik, né? Paulus praat die met die gelowiges. As ek kyk na apostel Paulus, hoe hy geopereer het, apostel, hy het byvoorbeeld geen steen onaangeroer gelaat om die evangelie te verkondig nie. Om daarop ingestel te wees om deur die Heilige Gees gevoer te word nie. Dan kom ons op vandag se tyd. Ek kom moeg van die werk af. Ek nog kom kos maak. Ek nog kom huis skoon maak. Ek nog kom wasgoed was. Wanneer gaan ek nou tyd kry as ek by die tyd as ek met al my take klaar is, dat ek nie meer die tyd dat ek so moeg dat ek nie meer die tyd om die woord van die Here te bestudeer nie. As ek okay, tomorrow is alright.
Ek sal môre. En so gaan dit maar net aan en aan tot jy later aan heeltemal weg is van die woord van die Here en jy glad nie meer in lyn is met dit wat die Here regtig van jou verlang nie. So dan raak ek traag met die agter, ek raak lui. En ek is traag om die woord van die Here te bestudeer, want ek het hier allerhande 10.000 klomp verskonings. Alles behalwe om die woord van die Here te bestudeer. Dis maar wat ek wil sê, apostel. Dankie. Baie dankie Pastor Errol, dis 'n manier om na te kyk. Enigiemand anders? Ek dink apostel, hulle sit in hulle gemaksone. Daai is 'n lekker ene ook. Baie dankie broer Brandon. Nog iemand om te praat oor daai konsep? So wat praat ons as ons sê luiheid? Ek dink luiheid om nie meer te doen nie, ek dink nie meer te doen nie, ja, en want as ek weet, met nuwe informasie kom maar ons nou nuwe aksies wat ek na vore moet bring. So dalk is dit ook die rede hoekom ek nou traag is, want met alles in liefdes is daar ons nou nuwe uitdagings en nuwe goed wat ek moet doen, ja. Die paras wil julle nie die les aanbied vanaand nie. Hoe dit so op Hier kom gevaarlike goed deur vanaand. Regtig waar. Dankie Suster Candy, daai was awesome geweest. Awesome. As daar nog iemand wat iets wil sê voordat ek vir julle gaan skrifte gee. Niemand anders sien? Okay, kom ek gee vir julle skrifte. Baie dankie vir daai insette. En ek wil gou die konteks 'n bietjie nader trek of nader bring. Net met die volgende vers. So Pastor Errol, ek glo jy het nog daai teksgedeelte oop, né? By Hebreërs apostel. Dis korrek. Ja. Vers 12 asseblief. Want hoewel julle van weer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer Stop net daar asseblief. Hoor, lees hom gou weer asseblief, want jy sien ons lees te vinnig deur skrifte en ons besef nie hoe ons hy skrif kan opbreek om 'n dieper verstandhouding te kry rondom wat hier aan die gang is nie. En ek wil graag hê jy moet hier gou insit in daai konteks en sit jy in daai posisie van Paulus nou en hoe hy met die gemeente besig is, met die gelowiges besig is, want hy het nou 'n groot uitdaging na vore gebring en hy's besig om dit aan te spreek op 'n manier. Verstaan? Hy's besig om dit te verduidelik. Kan jy gou weer na daai gedeelte lees asseblief? Dis reg apostel, ek doen so. Want hoewel julle van weer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. Okay, so stop gou daarso. Ons stop gou daar. Ek lees dit in Engels. For the time you ought to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. Ek raak bekommerd, want hy bring daai twee skrifgedeeltes bymekaar. En hy laat die eerste ene uitvloei, kyk mooi, en hy sluit hom by die tweede ene in. En hy sê, dit is wat julle al moes gewees het al. Maar as gevolg van julle traak my nie agtigheid, as gevolg van julle dalheid, as gevolg van julle sluggishness, as gevolg van julle luiheid,
En nou in die Griekse konteks het dit baie meer beteken as net traag. Soos ek al reeds vir u gewys het. Dat het luiheid beteken. Dat het traag met die agtigheid beteken. Dat het dalheid beteken. En daar was so 'n klomp woorde betrokke hierso wat genoem was. Slothful, traag my nie agtig. Ja, is so 'n klomp woorde hierso wat hulle gebruik. Jy stadig heeltyd. Jy wil nie beweeg in 'n rigting nie. En Suster Candy het 'n ding genoem daar wat vir my baie geïnteresseer het, omdat jy weet daar gaan nou nuwe goed moet gebeur. Daar moet nuwe krag ingesit word. Daar moet nuwe visie geskep word. Daar moet nuwe begroting gemaak word. Daar moet nuwe insig verkry word. Daar moet nuwe navorsing gedoen word. Daar moet nuwe vaardighede aangeleer word. Was hierdie volk wat Paulus van praat, so hy sê vir hulle, julle het nou traag geraak, lui geraak, slothful geraak, dal geraak, en dis nie 'n goeie ding nie. Want by nou al sê hy, as ek reg Pastor Errol, wat hy sê, hulle moes al, né? Wat lees gou weer hy gedeelte asseblief? Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. Nou stop gou daar die bares. Ek wil gou met u praat oor daai gedeelte net gou. Ons gaan nou weer terug beweeg na luiheid toe. Ek sal sien ek hardloop nie net deur 'n ding nie. Ons praat, ons trap hom 'n bietjie deur. Nou, as daar enige iemand wat iets wil rondom daai gedeelte wat Pastor Errol gelees het. Enige iemand. Wat net glo, hulle moet gou net iets sê rondom daardie gedeelte. Apostel, in my Bybel lees hy en dan sê hy, as 'n mens dink aan hoe lank julle reeds gelowiges is, moes julle eintlik alself onderrig in die geloof gegee het. En dan kom besef ek daar eers het daar stilstand gekom, daar was nie groei nie. En hy sê mos aan die eerste skrif dat eintlik is daar soveel meer wat ek vir julle moet sê. En 2 weke terug wanneer ons bid het, toe sê ek daar's so baie meer wat aan ons geopenbaar moet word, maar omdat ons moet hoër hoogtes gaan om hoe kan ek sê dieper gaan om meer te kan ontvang. En is amper soos 'n voorbeeld wat ek ook Sondag gegee het, wat die prediker gesê het die baba se groei het gaan staan. So eers het ons groei gestop en hy sê eintlik vir hulle dat nog soveel meer wat hulle nou al moes leer, maar hy kan nog nie dit vir hulle gee nie, want hy moet nog weer van die begin af begin met hulle. Daai eerste konsepte was nooit regtig miskien by hulle vasgelê, so hulle het dit nooit toegepas nie, so hy kan nie hy tweede vlak, as mos verskillende vlakke nou na toe beweeg nie. So ek vir ons as gelowige glo ek moet leer en dit toepas en nou kan ek meer kry en weer toepas en dan beweeg ek mos nou in my, as ek dit so kan noem, daai verskillende vlakke op. Iets soos dit. Ja, en ek dink ook Baie dankie. Nog iemand? Dankie Suster Candy. So belangrik. Ja, ek dink ook Apostel om aan te sluit by Suster Candy Apostel. Dink ek dat ons is so lank al sê die woord gelowiges, maar deur ons luiheid, as ons nou weer van luiheid moet inbring, want dis soos ek het nou begin verstaan. Maar deur ons eie toedoen, ons eie luiheid, kan ons nou al teachers visie, kan ons nou al iemand anders leer, ons nou weer terug gaan om weer van vooraf geleer te word. Amen. Baie dankie Pastor Zelwa. Nog iemand? Apostel, ja, ek kan selfs ook sê dat dat dit ook moontlik tipe van vrees en angs by mense teweegbring. Bang om na vore te tree, te bang dat mense 'n vinger na hulle kan wys, te bang om gestenig te word, verbally, en by skuil mense op die agtergrond, en met die wat hy skuil, aan mekaar skuil,
beweeg nie vorentoe nie, maak nie van die geleenthede gebruik om te kan groei nie. Deur geleer te word en om te kan groei nie. So terwyl die woord van die Here duidelik vir ons sê dat God het vir ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Dink ek is dit 'n mate wat mens nie die woord van die Here baie ernstig opneem nie. En dan bly die mens skuil, te bang om iets regtig te doen vir die Here. En op grond van dit gaan ek terug na Hosea 4:6. Gaan die mense te gebrek deur middel van die feit dat daar nie kennis is nie. As gevolg van Thank gebrek. you very much. Powerful. Mense, ek sê weer, julle kon maar vanaand die les aangebied het, regtig waar, hoor. Okay. So nou gaan ek gou net na iets toe beweeg, as daar niemand anders is wat nog iets wil bygedra het hier nie. Ek vra u die volgende vraag. En ek wil hê jy moet nou baie mooi gaan kyk, né? En ek gaan gou iets met die deel vinnig. Dit gaan baie vinnig wees. Ek gaan nie so lank storie hê met dit nie. Ek hoop ek het nou die regte ene. Nee, daai is die regte ene. Is die regte. Oh gosh, waar is die regte ene nou? Ek hoop ek kry die regte ene. Daar's hy. Kyk hoe hierna. Daar kom hy op die skerm. Julle kan hom sien? Ja, Apostel. Yes, ek dink so. Right, nou, wil ek gou hê julle moet op my kyk. Die eerste een is wat? Die eerste een van die linkerkant af is wat? Is dit 3 dimensions of men? Is dit? Spirit Apostel. Spirit, ja. Wat is die tweede ene? Soul, Soul, my siel, ja. En die derde ene? body, Body. Daai is die derde ene. Nou vra ek die vraag van myself af en ek vra dit vir u. In watter area? En ek wil net ek gebruik alleenlik nou eers die woord van die Here. Luister gou vir my mooi, né? In watter area van daai groei ek regtig in die woord van die Here? En in watter area is ek baie lui om die woord van die Here toe te pas in my lewe? Eerste een is spirit, Apostel. Tweede een is body. Hoekom? Wat sê jy nou, Pastor Errol? Wat sê jy nou? In die area wat ek groei is geestelik, Apostel. Ja, En nommer 2, die liggaam is ek slaan meer ag op die liggaam, die liggaamstoestand. Die liggaam laat toe dat die geestelike lewe oorheers. Wat die luiheid inbring. ek hoor wat jy sê. So as u elkeen in 'n kompartement moet sit. En dis nou baie difficult want sommige van ons kan dit nie so sien nie. Ander van ons sien dit so weer. Maar as jy elkeen in 'n kompartement moet sit, né? Gees, siel en liggaam. Ja. In watter area groei jy regtig? Jy het gesê gees en liggaam. So eintlik dan wat hy sê is in u sielgedeelte groei u nie so sterk nie. Nee, ek het die vraag dan verkeerd verstaan, Apostel. Maar dan dis hoekom ek dit weer so duidelik maak. Ja. Ja, ek moet in al drie dimensies moet ek in groei, Apostel. Dit is wat ons sê, né? Dis die ideaal. Ja. Maar gebeur dit regtig? Kom ons praat gou met mekaar. Kom ons praat gou met mekaar, mense. In die werklike sin van die lewe, Apostel, gebeur dit nie werklik so nie. In u lewe nie. Nee, ek praat generally, Apostel. Nee, maar ek gou keer, Apostel. Ja. Nee, soos wat die liggaam gevoed word, deur my siel gevoed word, so word my gees ook gevoed. Reg genoeg, hoor gou mooi. U sê nou soos die liggaam gevoed word u wat gevoed? Word my siel en my gees word ook gevoed.
Of my gees Okay, word in gevoed, watter my opsig? liggaam word gevoed. In watter opsig praat jy nou? Is dit 'n breë opsig nou of praat ons van die woord? Ten opsigte van die woord apostel. Okay, dan kom ek nou nader na dit toe. Baie dankie. Nou, enigiemand anders? Baie dankie. Enigiets anders wat jy wou sê, Pastor Errol? Nee apostel, dit is maar basically al wat ek kan op die stadium Yes. ek kan sê apostel. Wonderful, no problem. Bro Brandon? Ek dink apostel, die liggaam, hy voed die gees, hy vestig die gees en die siel apostel. En ek dink apostel, wat jy jou siel voed, hoe kan ek sê? Ja, die liggaam, hy sê nog die siel en die gees, nou wat jy die siel gaan voed, gaan afhang hoe die gees, kan ek mens sê groei. Want as ek my siel met geestelike goed voed nie, dan kan die gees nie reg in werking tree. Of reg werk, ek weet nog nie om te verduidelik. Maar iets is dat wat ek vir jou sê. Ek hoor wat jy sê, dis as basically wat Pastor Errol probeer sê het. As ek reg is, Pastor Errol? Ja, ek wil nie namens sy praat nie, maar ek dink dis ook wat u probeer duidelik maak het. Dis reg apostel. Ja, jy is heeltemal reg, ja. Okay, dankie Suster Candy, Bro Brandon. Pastor Errol, nog iemand wat iets wil sê rondom dit? Dit raak nou interessant, want nou, miskien het jy nog nie so daarna gekyk nie. Reg? En jy het heeltyd gedink, ag, was my liggaam en my gees, is klaar. Reg? Maar jy het nog nie besef, daar's 'n innerlike mens, die gees nie. Jy het heeltyd daarvan gelees in die woord. Jy het gelees, die vlees veg teen die gees. Jy het al daai gehoor al, is ek reg? Dis reg, ja. En sommige van ons het gedink, ons praat oor van die liggaam. Die vlees, die vleis, Ja. vleisgedeelte, vleis. Ja. Maar as jy mooi gaan kyk, dan leer jy ook wat Jesus van praat van die geestelike hart. You know? En ons weet wat hy praat van daai hart, in daai hart bedink ons slegte dinge of goeie dinge. Goeie dinge, ja. Okay, maar nietemin. As daar nog iemand wat iets wil gesê het rondom dit, voordat ons aangaan. As daar niemand is nie, dan wil ek eintlik met u praat oor, hoe voed ons hierdie 3 aspekte van ons liggame, van ons wese, die wese van die mens, ons as 'n mens. Reg? So, nou, en hier kom het op neer. En dis die nice ding van die Here, man. Ek admireer die Here vir dit. Daar's kere wat ons liggame homself of haarself genees. Stem jy saam met my? Dis reg, ja. Reg? Dis korrek apostel. Lyk my, ek het net een persoon wat saam met my stem. Niet te min. Wat bedoel ek? Jy kry 'n skrapie op jou hand, byvoorbeeld, by kere. En wat maak die liggaam? Die vel, die liggaam, hy heg homself. Dis reg. Né? Hy maak homself toe oor 'n tydperk. Hy genees homself. Ja. Dan is daar ander kere wat jy moet dokter toe gaan. Ja. Kom ons wees nou eerlik met mekaar. Kom gelowiges, waar is u? Of glo u nou al ons is almal van die gelowiges glo ons is almal in die hemel al klaar. So ons het nie 'n dokter nodig nie en jy moet ook nie 'n pil gebruik nie en jy moet ook nie gespalk word nie as jou pinkie gebreek is nie. Hy moet maar net so bly en seer kry. Of jy mag nie bloedoortapping kry nie. Jy mag nie jy moet ook nie na 'n dokter toe gaan nie, maar tog dra van daai mense wat dit sê brille. Kom ons wees nou eerlik. Iemand kan 'n bietjie amen sê. Tog is daar van daai mense wat valse tande in het, né? Dis waar. Moet nou nie dink omdat ek die een tand missing het, ek glo nie in valse tande nie. Ek het valse tande ook in. Verstaan jy nou?
So ek noem dit net vir u. Okay? En wat ek probeer duidelik maak, toe God vir Adam en vir Eva skape, het hy vir hulle geskape as 'n liggaam, as 'n siel en as 'n geestelike liggaam ook self. En die geestelike liggaam, die sielskomponent, is die onsterflike gedeelte. Nou daar in teologiese terme kry jy goedes wat ons noem, of die terme wat hier genoem word, vir die drie, naamlik siel, gees en liggaam, is 'n trichotomy. En dan kry jy weer ene wat net glo in die liggaam en dan siels, gees. Is dit twee gedeeltes, dit word genoem 'n dichotomy. Daai kan julle meer gaan lees oor. Ek gaan nie nou daarop fokus nie, maar volgens wat ek sien in die woord, en die woord praat baie met ons oor die liggaam, siel en gees. Al drie aspekte. En dit is wat ek ook baie keer na vore bring. Okay, so ek gaan nou stop share. Is daar enige iemand wat iets wil gevra het of iets wil gesê het rondom dit voordat ons oorbeweeg? Ons het nou baie lank gepraat oor hierdie gedeelte, baie in diepte gepraat. En ek sien nou ons tyd het baie ver gevorder al. En ons nog eens deur die helfte van die skrifgie. Kan julle dit glo, dierbares? Ja, apostel. Ja. Okay. Nou, ons het nog so 'n paar minute oor. Kom ons gaan kyk gou na 'n paar goedjies gou. Nou, hoekom, en ek gaan nou die skrif net gou vir julle volledig lees, en die skrif sê vir ons, Pastor Errol, kan u vir ons dan nou vers 12 volledig lees en vers 13 asseblief. Ek wil weer van vooraf vers 12 lees, apostel. Vers 12 maar en dit vers gaan. 13 asseblief. Okay. Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Sjoe. Dit raak al hoe dieper, né? Ja, apostel. Baie diep nou, regtig waardeerbaar is. En nou wil ek gou vir julle vat na 'n paar gedeeltes toe in die woord in, en ek wil die konsep van traagheid 'n bietjie verder uitbeeld, dat u en my gedagtes sien 'n bietjie meer wat beteken die traagheid, die luiheid, die sluggishness, die vertraging om die woord te hoor, En kom ons gaan, ek gaan vir 'n paar skrifte gee gou, né? En u kan dit self vir ons lees, dierbares. Ek gaan vra dat Pastor Errol die eerste skrif vir ons lees, dan Pastor Zelna die tweede skrif. Ek gee dit vir elkeen een, né? Brandon of Sister Candy, een van julle twee kan hy skrif lees daar. En dan Sister Tally, as jy kan, as jou mic oop is, Sister Tally? Kona waar nou? Dis oop my suster, ek kan maar praat. Ek kan vir jou hoor, Ja, dan gaan ek vir jou kan ek vir jou 'n skrif gee of is dit 'n bietjie moeilik? Ek kan ook kyk wat ons voor. Ja, kom ek gee vir jou 'n skrif, né? So Pastor Errol, Spreuke 13 vers 4. Ek het hom so apostel. Ja. Pastor Marius en Pastor Zelna se huisgesin. Kolossense 3 vers 23. So die eerste skrif is Spreuke 13 vers 4, Pastor Errol. U het hom? Ek het hom apostel. Dankie. Pastor Zelna, Kolossense 3 vers 23. Dan is dit Brandon se Candy, julle huisgesin. 2 Tessalonisense hoofstuk 3 vers 10. Reg apostel. U het hom? No. Okay, Sister Tally, ek gaan nie vir u gee nie, want u sê mos u kan nou nie lekker sien in die donkerte nie of die kleinheid van die skrifte nie, né? So kom ons doen gou eers daai 3. Pastor Errol, kan ons eers vra?
Reg apostel. Spreuke 13 vers 4. Die siel van die luiaard begeer. hou gou vas. Dierbares, wanneer die persoon die skrif lees, dink gou aan daai gedeelte dan van omdat hulle traag is om te hoor. Daai is die een gedeelte. Dan dink jy ook aan die konsep van die driedimensionele beeld, siel, gees en liggaam, en hoe hierdie skrif praat, in watter konteks praat hierdie skrif ook self, of wat verwys hierdie skrif na, en hoe kan ons dit ook interpreteer? Okay? Kom ons laat gou die dierbares eers lees. Pastor Errol asseblief. Spreuke 13 vers 4. Die siel van die luiaard begeer, en daar is niks nie. Maar die siel van die vrytiges word versadig. Ek weet nie of jy hom, is daar iemand wat iets wil sê rondom daardie skrif, enigiemand? Ja, apostel, dit is toe maar in die werklikheid is dit so dat luiaard begeer baie dinge, apostel. Hy begeer so baie, maar in der waarheid verdien hy niks. En as dit nou vir jy luiaard, jy sit hom by jou vrytige, hy sien die vrytige die woeker en hy gaan te kere en hy verdien sy inkomste, hy kry sy inkomste. Maar die luiaard wil net sit en ontvang, maar hy ontvang ook regtig niks. Dit is maar basically wat ek verstaan uit die skrif. As ek dit saamvat met Hebreërs, die skrif wat ons nou raak gelees het, die Hebreërs, jammer apostel, Hebreërs 6, nee, 5 vers 11 en 12, wat apostel Paulus so skrywe dat ons moet al leraars gewees het, maar ons is nog kindertjies, ons gebruik nog melk, in kort gestel, ons bly maar nog net daar wat ons is. So die feit dat jy lui geword het, kan jy nie vorentoe gaan nie. Jy kan nie groei nie. Jy kan nie ontvang nie. Wonderful. Baie dankie Pastor Errol. Is daar enigiemand anders nog vir dit gou vinnig voordat ons kan aanbeweeg? Nou, net vir u inligting, die engel sê, en ek wil net die laaste gedeelte lees van hy gedeelte wat Pastor Errol gelees het in vers 4, in vers 4a, die laaste gedeelte, of the lazy person craves and gets nothing. Nou sê hulle, for lethargy overcomes ambition. Ja, ek het so gekyk. So eintlik wat hy sê is, the lack of energy, the lack of enthusiasm, laziness destroys your ambition. Is dit nie gevaarlik nie? Baie gevaarlik, apostel. En dit is eintlik wat die skrif sê. Baie dankie Pastor Errol, ons waardeer dit hoor. Okay, Kolossense 3 vers 23. Nou, apostel. Okay. Kolossense 3 vers 23. Doen alles wat julle doen vanuit julle hele verstand, wil en emosies, soos vir ons meester en nie vir die mens nie. En weet dat julle van ons meester 'n beloning sal ontvang teen erfporsie. Enige iemand iets omtrent dit sê? Dankie Pastor Jana vir die lesing daarvan. Enige iemand? Ja, apostel, die skrif is baie duidelik. As jy iets doen, doen dit met lus vir die Here. En nie om mense tevrede te stel, maar to please God. Dit is maar wat ek kan sê en sien uit die skrif, apostel. Powerful, né? Maar nou, nog iemand. Dankie Pastor Errol.
Ek wil gehoor, is daar nog iemand wat iets wil sê omtrent hierdie skrif? Enige iemand? Of want ek wil gou iets vir u uitbring op hierdie skrif. En dit is vir my so 'n kostelike skrif. En ek weet nie hoe u daarna kyk nie. Maar het u geweet Apostel Paulus skryf eintlik hier vir die diensknegte. Ek wil net gou die Afrikaans kry op dit in my argiewe. En gaan gou na vers 22 toe as jy dit het. Dan sê dit: diensknegte, julle moet jul Here na die vlees in alles gehoorsaam. Kyk gou mooi daar. Hy sê in die vlees. Hy praat nie in die sonde nie. Hy praat van die liggaam. Verstaan jy nou die konteks? Maak dit vir u sin? Ja, apostel. In Engels sê servants in everything obey those who are your masters on earth, not only with external service as those who merely please people, but with sincerity of heart. Hoor die woorde. Sincerity. Daar kom die siel in. But with sincerity of heart, because of your fear of the Lord, daar kom die gees in. Siel, Ja. gees en liggaam. En nou wat Pastor Zelna gelees het, vers 23 in Engels. Whatever you do, whatever your task may be, work from the soul. That is, put in your very best effort. Mense, ek wens julle kon almal amplified versions ook het, of jy daai vertalings het, dat julle kan sien. As something done for the Lord and not for men. Sister Candy, het u die nuwe vertaling by u? Rondom hierdie skrifgedeelte. Ek was nou net by hom. 3 vers. 3 vers 22 gou eerste, en dan 23. Slawe, julle moet julle eienaars hier op aarde in elke opsig gehoorsaam. As ek by die regte skrif nou, apostel? Yes. Julle moenie mense probeer tevrede stel deur net te werk as iemand kyk nie. Nee, werk met opregtheid van hart, omdat julle eerbied vir die Here het. Pak alles gemotiveerd aan, werk soos vir die Here en nie soos vir mens nie. Sjoe. Pastor Zelna wil eers voor vers 22 lees. Baie dankie Sister Candy. Die ware sê dit vir iets anders nou alweer 'n bietjie hierso. Pastor Zelna, kan jy gou vir lees asseblief? Ja. Die sê die Joyce maar nie. Okay. Vers 22. Diens die Here vlees en alles gehoorsaam wees. Nie met behebers nie, maar eenvoudigheid van hart, omdat jy God vrees. Ja, mense. Kyk wat praat hy hier met die diensknegte, met die slawe, diensknegte wat dit ook al is. Nou, hy praat hier konsep van jou fokus in jou salarisie. Kyk hoe hierso. Hy sê jy het 'n diens, ek het 'n diens om te lewer. So my sielsbenadering moet reg wees. My geestelike benadering moet reg wees en my liggaamsbenadering moet reg wees. Dit praat van my huis, dit praat van die kerk, dit praat van my werk, dit praat met die mense met wie ek besig is. En ek het mos nou iemand wat oor my is in my werk, en ek het mos 'n supervisor. Ek het mos 'n eienaar vir wie ek werk, of vir 'n wat noem mense 'n bestuurder. Hoe is my benadering? Enige iemand iets sê omtrent dit? Sê dit weer iets anders vir u? Nee, baie beslis apostel. Nee, Bybel sê dit vir my iets anders apostel, want because why kyk, ek het al baie oor die skrif gelees al, maar ek sien dit, ek het nog nooit gesien soos ek dit vanaand sien nie. Die feit dat ek
ten alle tye gehoorsaam aan God moet wees. Gehoorsaam aan sy woord wees. En nie die mense behaag nie. Die punt gaan hier, het gaan nie om mense tevrede te stel, die apostel. Dit is my mening, maar dit is om God tevrede te stel. God moet tevrede wees met my lewe. En nie... Ek wil gou daarin beë as ek mag. Seker, apostel. Soos ek my diens lewe. Kyk mooi, dis net wat ons moet verstaan, die bare. Ja. God tevrede. Ja. Moet God die eer kry. Soos ek my diens, ek moet hom tevrede stel, soos ek my diens lewe. Dis reg. Hy moet behaven. Dis reg. So, kan ek gou eisegesis en exegesis hierso? Julle weet wat dit beteken? Ja, apostel, jy mag maar. As ek my vrou dien, as ek my man dien, as ek my pa, my ma dien, dan moet ek dit doen asof ek dit vir die Here doen. Dis nie wat hier gepraat word. You know? Dis right. Dit is 'n gevaarlike saak, hoor. As jy nog gaan begin ontneem. Ek weet nie wat julle sê die diebaars. Pastor Zelna, Pastor Marius, Sister Candy, broer Brandon, Sister Dominic wat ek hoor daar so aan die ene kant ook. Pastor Errol. Ja, apostel sê as jy wat julle sê. Welkom Sister Dominic. As daar nog iemand wat iets wil sê rondom hierdie skrif. Ons moet klaarmaak die maar is ook Vaderland. Ek weet as van julle wat sê moet nog nie klaarmaak is nog druk. Ons moet ook. Ja, praat maar. Ek dink baie kere is nou die skrif sien ek dit nou eintlik anders van. Baie kere wil 'n mens die mens wag. Doen wat die mense sê, maar dan is dit uit die plan of uit die wil van God uit. En terwyl die woord nou sê, ons moet hom in alles, met ons moet ons God moet ons behaag en nie 'n mens nie. En ek begin nou dink en ek dink ook anders stel ander mense, miskien gelowiges, sal sê dat ons moenie ons werkgewers gehoorsaam wees nie, want ons moet God gehoorsaam wees. Maar nou sien ek hoe God eintlik bedoel. Jy moet jou werkgewer gehoorsaam wees. Alles gaan oor God. Alles moet in lyn wees met God se wil. Amen. Ja, apostel. In soos in Engels sê ons, whatever we do it as if unto God. En as dit ons uitkyk is, glo ek gaan ons in alles ons beste kan gee en dan gaan ons ook ophou kla en murmureer want op die oomblik besef ek whatever I am doing at this moment, I'm doing it as if unto God. So die beste wat na vore moet uitkom in my werk, in wat ons ook al, as ons nou by die kerk iets aanpak of by my huis iets aanpak of by my werk, moet dit as if unto God, en dan besef ek, maar daar is waar hy excellence moet inkom, eerlik, alles moet daar inkom, baie konsepte wat dan in moet kom by dit wat ek doen. Ja. Ja, dat is so waar wat julle sê, Pastor Telna, Pastor Sister Candy, Pastor Errol, nog iemand, of kan ek gou vinnig nog aangaan met hierdie skrif, want ek moet vir julle nog 'n klip wys hierna. Ons gaan definitief apostel kan ek Romeine 12 vers 1 hierby saamvoeg. Wat is daai? Kan ek Romeine 12 vers 1 saamlees met die ander skrif apostel? Jy kan gou. Ek vermaan, dis apostel Paulus wat in die Romeine skryf. Ek vermaan julle dan broeders met die ontferminge van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. Kan ek dit saamlees daar so, apostel? Ek meen, God kom eers in ons lewens. En dit is waaroor dit gaan. Hoe ons moet lewe voor die aangesig van God. Dankie, apostel. Iets wat ek nou die aangekyk het, ek gaan vir julle die skrif lees, vers 22, as 'n gedeelte daarso, wat sê, ek lees gou, servants in everything obey those who are your masters on earth, not only with external service, as those who merely please people. So die fokus lê daarop, jy wil nou net die baas tevrede stel en gelukkig hou, want jy kry nou jou salaris. Eintlik sê nee, dit moet nie die fokus wees nie. Die fokus moet wees omdat jy eintlik moet sien hoe jy dit eers vir die Here doen, dan vir jou baas.
So daar's 'n hoër roeping in my werk. Verstaan nie? Dis hoekom ek altyd sê polisiemanne moet besef, hulle vroue moet besef daar's 'n hoë roeping op hulle. Die verpleegster besef ook daar's 'n hoë roeping voordat die pay kom, is dit 'n hoë roeping. Dis 'n roeping van die Here af. Verstaan? Yes. Die wat byvoorbeeld ek wat mense bestuur of wat mense vervoer by kere, ek moet besef daar's 'n hoë roeping en ek moet verstaan daar's mense se lewens wat in my hande geplaas word vir daai oomblik. U wat 'n leier is oor u familie. Daar's 'n hoë roeping op u lewe. Verstaan nie? En ons moet dit verstaan, vir wie doen ons hierdie goeders? Vir wie maak ek my huis skoon? Maak ek my huis skoon net vir my? Nee. Ek moet my huis skoon maak omdat dit 'n hoë roeping is. En ons sien dit nie so nie. Nee, ons kan nie so sien nie. Ek moet maar net huis skoon maak. Maar kyk hoe mooi wat hy sê hierso. Hy sê, as those who merely please people, but with sincerity of heart, because of your fear of the Lord, die vrees van die Here, die respek vir die Here, die admirasie vir die Here, die aanbidding vir die Here. Verstaan nie? Daai is die core, die fundament, die fokus waaroor dit moet gaan. Omdat God hoër is as alles en almal, is my aanbidding, my werk wat ek doen, is nie sommer net so en sê, ag wat ek worry nie, ek doen dit net nie, en ek gee ook nie om nie, you know, het gaan oor, ek doen dit eers vir die Here. Hoe sit ek my vrou, hoe jaap ek my vrou in my huis, hoe jaap ek my man in my huis, hoe jaap ek dis nou prakties so goed. Iemand het genoem, ek dink Suster Candy het genoem, of Pastor Zelna, iemand het genoem, of Pastor Errol van die kerk, hoe kom jy daaraan? Van julle het miskien gewonder die oggend toe ek nou praat van hoe die jong mense om verskoning moet vra vir die jeugleiers. En jy het gesê, nee, dis reg. Wie van julle het almal gesê, dis reg. Wie, gee of my aanduiding vinnig. Of wat hulle nie opgedaag het. Ja, mense het gesê, is reg, nee? Ja. Maar eintlik gaan dit oor die skrif. Dit gaan nie oor die skrif. Vir wie doen jy dit eintlik? As jy nie die leiers respekteer wat die Here aangestel het nie. Ons praat nie van leiers wat jou mislei nie, wat jou control nie, wat domineer nie. Ons praat nie daarvan nie, wat oor jou wil lord en beheer nie. Ons praat hier van basiese goed. Alledaagse goed. As jy klaar nie dit kan doen nie, dan hoe gaan jy nog verder opkom tot by die hoë roeping wat die Here daar vir jou gesit het? Nou sê die Here, jy moet eers daai doen om te besef jy doen dit vir die Here. Ja, niemand sien jou nie. Niemand sien miskien wanneer jy die boodskap deesdae sê, leier, ek kan nog nie daar wees nie, maar daai respek is daarso. Verstaan? Niemand sien wanneer jy die vullis optel in jou kombuis, want hulle is nie by die huis nie, of jy het dit miskien in die aand gedoen of iets gedoen, en ek voel miskien ek het nog nie 1000 of 6000 of 36000 likes gekry op Facebook omdat ek nou die mooi ding gedoen het nie. You know? Maar ek het dit vir die Here eerstens gedoen en hy is wow. Nou kyk wat sê die Here verder in vers 24. Knowing with all certainty that it is from the Lord, not from men, that you will receive the inheritance which is your greatest reward. It is the Lord Christ whom you actually serve. Hoor hy woorde? Kyk ons regtig wanneer ons Christen lewe, wanneer ons, ek maak 'n voorbeeld nou met ons leiers te doen het, om verskoning te vra en te sê, hi, ek kon nie by die setup wees nie, of ek kon nie dit doen nie, dit voorgeval, of wanneer my leier my gevra het om iets te doen ek dit tot eer van die Here eerstens, of dink ek by myself, ag wat, hulle moet maar net verstaan. Jy sien, dit is waar traagheid inkom, dit is waar luiheid inkom, dit is waar hy, ag wat, en by kere, wat maak die vyand? Die vyand wil jy moet heeltyd moeg voel, hy wil jy moet heeltyd disabled voel, nie gemotiveerd voel nie, en daai is iets wat ons vernietig op die einde van die dag. Ek wil hy gedagte by los, ek wil net hê, ons moet gou vir Suster Candy en broer Brandon, hulle skrif laat lees, mense, daar's nog baie om te doen omtrent dit, ek weet nie, maar ons sal maar volgende week, soos die Here wil,
verder gaan met dit, okay? Maar kan ons gou vir Suster Candy vra vir Broer Brandon vra om net hulle skrif te lees. Is daar enigiemand wat nog iets wil sê voordat hulle skrif lees? Is fyn, apostel is reg. Enigiemand anders? Nee, pastoor. Okay. Baie dankie. Suster Candy Brandon, u kan u skrif lees, 2 Tessalonisense 3:10. Toe ons by julle was, het ons uitdruklik vir julle gesê, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Ja, Ek weet nie, wil julle iets sê omtrent dit? Ek gaan niks sê nou nie. Ek wag eers vir julle. Hy sou wel lekker ding. apostel is ek, ja, sorry. 2 Tessalonies, 1 Tessalonies 14. Is dit 2? Tessalonisense, ek weet nou, Kan ek net iets stres hierso, want ek sien julle wil nie praat nie en ek wil nie langer die sessie uitrek nie. Dit lê klem hierso, as jy kyk na die konteks, dit lê klem op hy traagheid, op hy luiheid. Okay? Dit praat nie van ek het nou werkloos geraak, maar ek probeer nog steeds my werkies en my goedjies doen en ek hou my besig en goed is nie. Nee, dit praat van die konsep van jy wil die werk, jy's lui nou. Okay. is reg apostel. Want onmiddellik gaan sommige mense sê, ek gee nie vir jou kosie. Moet jy nie weet. Ja. Maar daai is nie waar. Wat ons nou hier praat, gaan kyk aan die konteks. Gaan kyk goed na. Wat is die 2 Tessalonië? 2 Tessalonisense hoofstuk 3. En ek gaan gou vir u vat. Is 10. Wat is dit? Ja, Vanaf vers 6. Ek gaan van vers 6 gou vir u lees. Is dit alright met almal? is reg apostel. Dankie vir daai lees van daai woordstuk. Hier gaan dit. We command you, believers, in the name of the Lord Jesus Christ, and by his authority, that you withdraw and keep away, hoor goed die woorde, from every brother or sister who leads an undisciplined life. Ja. Wil ons nog iets sê rondom dit? Dit is so duidelik so dag. Dit baie duidelik apostel. And does not live, hoor die woorde, in accordance with the tradition and teaching that you have received from us. Daar is nou natuurlik die lering van Jesus Christus, die woord, etc. For you yourselves know how you ought to follow our example. Volg my soos ek Christus volg. Okay? Of volg Christus. Dit is waaroor dit gaan. For you yourselves know how you ought to follow our example, because we did not act in an undisciplined or inappropriate manner when we were with you. We were never idle or lazy. Lord, hallelujah. Nor did we avoid our duties. Dit is net wat hy sê hierso. Ons was nie lui nie. Ons het nie ons verpligtinge vermy nie. Ons het nie gesê nee, ek gaan nie betrokke wees in hy taak nie. Nou Matteus 3 vers 28 vers 19 praat mos, gaan dan heen, maak disippels, right? Dat dis maar een van ons take van die kerk. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Hy's nog 'n taak van die kerk, van die gelowiges. En leer hulle om alles te onthou wat ek julle geleer het. Dis nog 'n duty. Hoe vaar ek daarin? Hoe vaar u daarin? Hoe vaar ons daarin? Nor did we eat anyone's bread, what is so, without paying for it. Ongelukkig mense kry gelowiges vandag. Hulle wil nie 'n sent saai of uitgee nie. Hulle gaan heeltyd kyk wat hulle kan kry by iemand. Ja. Ongelukkig is dit die probleem wat ons het.
En hulle Dit is so. besef nie, hulle doen hulle self skade aan nie. Dis net so apostel. Ja. En ek praat spesifiek van predikers wat gaan preek by kerke. En dan sê hulle ook vir die mense, maar as julle nie vir my 10.000 rand gee nie of 5.000 rand gee nie, dan gaan die salwing nie val nie. That's the reality what we are struggling with. Dit is hoekom ons woord moet hê. Staan wat is die woord vir ons. Hier praat Paulus hy ding. En weet julle wat? Daar's mense wat neerkyk weer op apostel Paulus. Daar's mense wat neerkyk op my. Daar's mense wat neerkyk op my vrou. Daar's mense wat neerkyk op jou omdat jy die toilet skoonmaak in die kerk. En jy's 'n geestelike leier. Verstaan? Ja, Wat gebeur? Daai gees van traagheid. Daai besluit van traagheid, van luiheid, van traagmeniagtigheid het ook ingesluip in gelowiges se lewe. En kyk mooi, dis waar Hebreërs, ja, wat is dit Hebreërs wat ons behandel as my skrifte. Wat gooi kom. Ek het vinnig kry. Hebreërs 5 vers 11 praat en wat hy sê omdat jy traag geword het om te hoor. Want hy is van mening as jy gehoor het, dan moet jy prosesseer en jy moet dit doen volgens die woord. Jy moet die voorbeeld volg. Dis eintlik waaroor dit gaan. En hy sê ons het die mense se brood net gaan eet en net opgeëet nie. Ons het betaal vir dit. Ons het betaal vir ons kos. But with labor and hardship we worked night and day to pay our own way so that we would not be a financial burden on any of you for our support. Dis vir my baie powerful. En nou sê vers 9, not because we do not have a right to such support, but we provided our own financial support to offer ourselves as a model for you, an example which you will follow. En ek wil is daar iemand wat iets wil sê rondom hierdie gedeelte wat u nou gehoor het? Dis baie duidelik. Dis 'n gevaarlike gedeelte. Ja. Nee, dis so. En ja. As amper soos die een gelowige, hy laat die broer sy tuin skoonmaak en toe stap hy met sy hande in sy sak en toe die broer klaar so sê, ag my broer, die Here seën jou jong. Maar vrede en dien die Here. En hy gee niks geld vir hom nie. Hy gee hom niks geld. Ja. Hy is big. Die was oor finansie sessie, is daar enigiets of wat julle wil gesê het of gevra het voordat ek die video vir julle wys en dan gaan ons afsluit. Ja, apostel, traagheid is ja, dit hoort nie eintlik by 'n mens nie. Veral nie by 'n kind van die Here nie. As ek maar net kyk na Spreuke 10 vers 4. Hy wat kyk nou jy se naam pas, baie dankie. Lees hom asseblief. Hy word arm met 'n trae hand. Nee, jammer. Hy word arm wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vrytiges maak ryk. Dit sê vir my verskriklik baie apostel, hy traagheid. Ag, dis koud man, ek gaan die kerk toe vanoggend, dit reën te veel. Allerhande klomp verskonings apostel, net om nie te kan groei, net om nie by die huis van die Here te kan uitkom nie. Net om nie vir die Here te kan werk nie, net om nie jou eers te stel vir die Here nie. Het 'n mens so klomp verskonings en op die oomblik van sake buite te in die hak skien. Dis maar al wat ek wil sê apostel. Dankie. Baie dankie Pastor Errol. Dit is so waar ene. Die Engels in die King James sê, he becometh poor that dealeth with a slack hand. Alweer hy storie slack hand. You know, hy praat van slothful, deceitful, guile, false, deceit, treachery, idle, laxness, laziness, you know, hy praat van daai konsep, selfde storie. Diebaris, ek wil, as daar nog iemand wat iets wil gesê het voor ek die video wys? Dis ek my apostel. Pastor Zelna, enigiets van u kant af, Pastor Marius? Yes, reg apostel. Okay, baie dankie. Sister Candy, broer Brandon, enigiets van u kant af? Ja, reg apostel.
Okay. Suster Tally, nog iets van u kant af? Nie pastoor. Alright. Diebares, dit is die laaste videoetjie wat ek julle gaan wys. Ek gaan nie nou kommentaar vra daaroor nie. Na die tyd nie. Julle gaan net kan closing remarks gee. En oor die sessie vanaand en dan ook as jy tog wat julle in die video wat julle geleer het en dan as ons volgende week terugkom soos die Here ons lei, dan praat ons verder oor die video, né? Maar hier is die video. Shocking videos of what's been happening in the church. Let's start with this. Die bares, julle kan hom sien? Ja, apostel. Packed to capacity, or here to receive the word from the men they affectionately call men of God. When you drink poison, it will lose its power because it's entering a no-go area. Pastor Lisicho Daniel is known to instruct his followers to eat grass and send them into what appears to be states of hypnosis. But the media reports and criticism haven't deterred his followers. These things start to happen when people turn away from Scripture, from God's Word, and they start doing strange things. I mean, nowhere in the Bible does it say that you have to eat grass like a cow or drink fuel. In another clip, this pastor said that he turned fuel into juice. But look at how strange these people are acting. Maybe some of you don't believe that this is fuel. If you can look at that fuel, it looks like apple juice. How is it apple juice? But it's not. So I'm turning it into a pineapple juice. I'm turning it into pineapple juice. The word is upon it. Oh. Pineapple juice. Okay. Wait. Is it nice? How does it taste like? It's sweet. Oh, man of God, you want to taste? Is it nice? To me, it looks like some of these people are possessed, if you look at the way they act. Now, the next guy, he preaches and says that it is a sin if you have a beard. I'm going to tell you something. Facial hair is not apostolic. However you want to cut it, it's compromise. I don't care if your leader says you can wear a beard, honey. Beard's nothing more than pride. You're not going to be dipped in Holy Ghost oil and run around looking like the world. Show me one verse that says that you should not have a beard. Actually, if you look at the Old Testament, God told the people of Israel at that time that you shouldn't shave it, which is interesting. You know, people like this are very dangerous because if they preach all out on a beard, they can say anything they want and kind of create a cult in a church where they're not following God's word anymore, but dead man-made religion. Proverbs 30 verse 5 says, every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in him. Do not add to his words, lest he rebuke you and you be found a liar. Liar. You know what shocks me more? Not just the pastors, but the people there cheering for these false teachings. Why? Why are they cheering? It's because they do not read the scriptures for themselves anymore. The next pastor, he washes people's sins away with water, detergent, and bleach. You won't believe it if I don't show you. Check it out.
my word. Now you probably think, man, it can't get any stranger than this, but it does. The following clip I'm going to show you shows you pastors washing women naked and rubbing anointing oil on them. A lot of you are probably shocked right now, as I was. Most of you who are true believers, you know that this is a fake church. But still, there are many people who go to churches like this for some reason, and they believe that these things happening there are from God. It is not. Only Jesus Christ can wash your sins away. No other material things. And if you want to add material things to it, it means that you're actually saying that what Jesus did on the cross is not enough. Yeah. Be careful. That's a lie. Jesus said on the cross that it is complete, it is finished, done. Now, here's some more. Okay, ek gaan dit daar stop, die Baris. Dit raak al hoe gevaarliker. Ja, en die apostel, baie dangerous. Die Baris, ons gaan nou afsluit. Ek hoop u tyd geniet in die Here, want dit raak al hoe gevaarliker. Al hoe gevaarliker. En van hierdie goed gebeur in ons gemeenskappe in die Baris. Ja. Yes. En daarom moet ons verdiep in die woord en die woord verstaan en die woord uitbring na vore. Dat ons ook by 'n punt kom wat ons kan sê, ek moet mense beginne ook in liefde in leer en wys wat dit is die manier om te gaan en nie die way nie. Ek kyk na daai twee laaste gedeeltes waar hulle die jig gebruik en ek weet nie wat se poeier hulle gebruik ook nog nie. En om te skrob, die sondes af te skrob nie. Ons weet wat die waarheid is. Ons weet dat die waarheid is, né? Ja, is on bad. Ja. Ek weet jy, was daai Wim? Mense, was daai Wim? Ken julle nog Wim? Lyk my religious Wim, ja, apostel. Ja. Wim, ja. Ek weet nie, jong. Die Baris, ek weet nie, yes, like it, hè? Dat is baie dangerous daai. Christian nog Wim. Nee, dat ook nog vra. Is dit Wim en bleach by mekaar? Ek het lanklaas Wim op die rakke gesien. Oor seker kalkoek. It can be. En die laaste ene. Daai is die gevaarlike ene wat nou by is kom. Oh, apostel. Ja, nee. Die welles ene waar wat hierdie manne doen. En dit lyk goed. Volgens mense, hulle dink dit is reg en dan begin die nonsens. Okay. Ja, so ons het gesien waar die pastors sommer die vrouens onderlip op skeer apostel. Ja. Ons moet baie voor bid. Die Baris, ons moet baie voor bid. En hierdie goed afsny, hierdie verleidende geeste afsny. Want die goed hard rampant in die gemeenskappe in. As ons oppas. Okay. En dis die moedies van aard apostel. Ja. Né? So ek wil net vir u sê ons moet kom ons gaan dieper in die woord. Kom ons skerp ons op. Kom ons bemoedig ander van ons jong mense veral om vir hulle te sê jong mense, sy gaan dit nie maak sonder die woord nie. Sy kan al hierdie ander predikers kyk. Daar is die foutjie. Maar kom by die Bybelstudie uit as jy nog dieper kan gaan. Want sy het nog diepte nodig. You know? Jou herders wat daar is, gaan nie vir jou verkeerd lei nie. Hulle gaan jou wil help. En hulle gaan jou beter verstaan wanneer jy in 'n krisis is om jou te help in die Here om deur te trek om te oorwin. Okay? Daar's groot mense wat veronderstel is om in te skakel want hulle weet niks van die woord af nie. Maar hulle soek die blessing van die Here, hulle soek die oorwinning van die Here, hulle soek die sukses van die Here. And they need to get to the word. Seriously, people. Seriously. So true. Okay? En dis al manier hoe die duiwel gaan oorwin as jy die woord verstaan. Dis al manier. Yes. Okay. Alright. Closing remarks. Kom ons begin gou vinnig. Ons begin van agteraf na Pastor Errol toe. Broer Brandon, Sister Candy, is daar enigiets wat julle nog wil gesê het van vanaand foto's toe maak? Nee, dankie vir die aandag, Apostel. Dit was goed en mens kyk nou na wat jy doen met nuwe oë. En ja, ek dink met nuwe oë, nuwe fokus, nuwe ywer.
Want ek dink enige een van ons wil geklassifiseer wees as traag regtig of lui nie. Ja. Ja, apostel. Ek wil ook net baie dankie sê vir die woord of wat ek ook vanaand kan geleer het, apostel, en ek dink 'n mens kan ook maar net die woord weer net so gaan toepas in jou lewe en ook net uitdagingheid oor nederigheid, apostel. En hy klomp verskonings wat 'n mens vanaand weer net gehoor het, apostel, wat 'n mens nog net weer kan sit en kan werk, miskien as jy dit miskien nog in jou lewe het en so. So ja, baie dankie, apostel. Sister Tali, enigiets van u kant af? Ek voel die Bybelstudie was baie goed en ek het baie ingeneem wat pastoor gepraat het. En veral ek het vir myself party as mens ook maar lei om te leef pastoor. Maar ek het voor moet pastoor om te luister en te lees wat regens pastoor. En veral by wat het nou kom het daar by die as jy nie werk, ja, kan jy nie eet nie. Ek sê altyd, ons praat altyd met NP, dat sê ons van as jy nie werk, ja, kan jy nie eet nie. So, dat is al wat ek wil sê. Dankie. Amen. Dankie. Dankie broer Brandon, dankie Sister Candy, dankie Sister Tali. Pastor Zelna, Pastor Marius, enigiets van u kant af? Ja, ek wil baie dankie sê vir vanaand. Ek reg waar vanaand. Ek geloof ek met ophou nie, maar ons moet seker slaap. Maar besef hoe belangrik het is om in diepte met die woord te gaan. Baie keer lees ons en ons sien die woord soos ons dink die woord is. Dan is dit glad nie, dit is veel dieper as dit. Want ek het vanaand besef, ek het al die woord gelees. Ons gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Maar dit is net die klein bietjie wat ek van geweet het. Vanaand het ek besef dat van luiheid en traagheid en alles hoe dit inkom, toe maak dit vir my 'n groot prentjie van die hele woord. So baie dankie en ek is al excited om meer oor die woord te leer, apostel. Dankie. Thank you, Pastor Zelna, baie dankie hoor. Pastor Errol, Sister Dominic, enigiets van julle kant af nog? Ja, apostel, hierdie leringe is baie goed. Baie keer dat 'n mens sit met die woord, jy sien die woord, jy mediteer op die woord, maar sommige kere verstaan jy ook nie regtig nie. En dan met sessies soos hierdie word dinge net vir jou oopgemaak. Daarom my opening remark was, onderrig my sodat ek kan leer. En ek wil daarmee ook afsluit, onderrig my dat ek kan leer, apostel. En ek dink tersluiks, dink ek aan die Ethiopiër wat op die wa gery het. En Filippus vra hom, wat lees jy daar? En hy sê vir Filippus, hoe sal ek weet as iemand by nie leer nie? So, dit sê vir my verskriklik baie, apostel, dat ons moet geleer word, sodat ons daar kan groei. En ek het baie geleer vanaand hier. En dit is vir my fenomenaal om te kan hoor hoe die woord unpack word, sodat vir ons verstaanbaar gemaak kan word en ons daardeur kan leer. Dankie, apostel. Amen. Okay, praise the Lord. Niemand anders meer nie? Praise die Here. Kom ons sluit. Ja, As so even gou iets sê, baie keer dan, dus ek nou van myself afhang, dan wil ek miskien iets gaan doen voor in die kerk, maar ek het amper soos 'n vrees wat ek het, om te gaan vorentoe te gaan. Dit is al wat ek wil sê, pastoor. Okay. Ek wil net vir almal sê, daar is maar kere wat ons almal daai tipe van vrees het. Dat ons miskien iets gaan verkeerd doen of iets gaan verkeerd sê of
of gaan voel ek het nou nie myself reg oorgedra nie, you know, of iemand anders gaan beter sê as ek. Maar ek sê baie keer vir mense en vir myself, wees jouself en gaan volgens die woord is al. Eerstens, en gee die Here die eer, you know, en jy sal sien dat vrees gaan, hy gaan dan, you know. Okay, die basis is dan niks anders as jy moenie volgende week mis nie, sê vir mense aan, luister, jy gaan moet dieper gaan in die woord, jy gaan moet dieper gaan, skakel in op die sessies, jy het 'n smartphone, jy het 'n laptop, jy het 'n MacBook, jy het 'n iPad, jy het 'n tablet, skakel in, because dit gaan jou help, en volgende week gaan ons 'n baie dinamiese konsep bespreek, van hoekom is dit vir my belangrik, vir u belangrik, om die woord te verstaan. Daar's aspekte wat ons dan moet aanspreek in die regte wêreld in, en hoe gaan ek 'n verdediging gee daarvan? Hoe gaan ek dit verduidelik aan mense? En is dit belangrik vir my as 'n Christen om dit regtig te doen? So, tot 'n volgende keer die bares, né? Kom ons sluit dit af. Wie wil ons afsluit met gebed? Was daar iemand? Okay, apostel, ek sal afsluit. Amen. Almagtige God, ons Vader, Lord. Weer eens kom u al die lof en die eer toe, Here. Yes, Lord. Omdat u groot en magtig is. Here, ons loof u en ons eer u van vanaand, die leier wat u daar gestel het, om ons te kan onderrig, sodat ons kon leer van u woord, en uit u woord, want u woord is vir ons voedsel, Here. En daarom dank en eer is u, Here, vir elke een wat inspraak gemaak het, wat 'n opinie gelewer het, wat 'n insetsel gelewer het. En ons vertrou u, Here, dat ons dit ter harte neem en daarop sal staat maak om te groei in Jesus magtige naam. Dankie, Here, vir apostel Leon wat u daar gestel het om die taak op sy skouers te neem volgens die leiding van u, o Heilige Gees, om die bidde van u te onderrig. Ons eer u vanaand omdat u groot en magtig is, Here, en wat u lieflik is, omdat u vol liefde is. Here, wat u het te behaag in elkeen van u kinders. En daarom prys ons u vanaand in Jesus magtige naam. En o Jehovah Rafa, in die naam van koning Jesus, bid ek ook vanaand vir pastor Marius, o Here, want u woord verklaar, hy wat as daar siek is onder julle is, laat hom die ouderlinge inroep, en hulle vir hom bid nadat hulle hom hande opgelê het, in Jesus naam. Ek verklaar vanaand genesing van pastor Marius, in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ons klem vir oorwinning in Jesus magtige naam. En ons dank Here daarvoor, elkeen wat ook vanaand siek voel, Here, elkeen wat nie vanaand wel is nie, Here, ek vertrou u, o Heilige Gees, dat u u hand van genesing na elkeen sal uitstrek vanaand, en genesing bewerkstellig, genees die liggaam, genees die siel, genees die gees in Jesus naam. En ek dank en eer u daarvoor. Baie, baie dankie, Here. Aan u kom toe die lof en die eer, uit genade in Jesus naam ontwilling. Amen en amen. Yes, thank you, Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Baie dankie, diebares. Mag u 'n geseënde aand hê verder, en gaan in oorwinning. Baie dankie dat u kon bywoon, en dankie vir u insette. Dit was so waardevol. Amen. Amen. Bye-bye. Bye-bye. Amen. Bye-bye. Bye. Bye-bye.